Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat nou elektronies hier by ons erediens aansluit. Ons glo en vertrou dat u saam met ons ook vandag 'n boodskap sal ontvang en dat dit vir elkeen van ons tot seën sal wees. Kom ons word nou stil, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons wil vanoggend u naam heilig en groot maak. Ons wil u vereer en verheerlik. En aan u al die hulde bring wat u tot in ewigheid toekom. Saam met al die gelowiges wat al reeds by u aangesluit het in die ewige hemelwoning en al die hemelwesens, wil ons lofliedere sing tot u eer. Dankie dat ons u kan aanbid as ons Vader wat elke dag vir ons sorg, wat seker maak dat ons niks kort kom nie. Dankie dat u die goeie herder is, wat ons bring by groen weivelde en waters waar daar vrede is. Dankie dat u ons nuwe krag gee, krag om innerlik sterk te word. En dankie dat u deur die Gees in ons woon om ons op die regte paaie te lei ter ere van u naam. Dankie dat ons vir u so kosbaar is dat ons name in u handpalm gegraveer is. En selfs al gaan ons dan partykeer deur moeilike tye en omstandighede in ons lewens, tye waarin ons moet klippe kou, dank ons u omdat u ons vashou in daardie tye. Dankie dat ons vir u soos eregaste is, dat u ons met hartlikheid ontvang en oorlaai met goedheid en guns en liefde. Dankie dat ons altyd hier in u huis kan tuis wees, hier waar ons saam met ons medebroers en susters by mekaar kom, om u te aanbid en om u te dien. Om ook te luister na die verkondiging van u woord. En daarom is dit ons gebed, Vader, dat u ook vandag weer deur die woord en Gees met elkeen van ons sal praat. En dat ons hierdie boodskap ter harte sal neem. En dat ons lewens dienooreenkomstig ook ingerig kan word. Om soos 'n loflied te wees tot u eer. In Jesus se naam bid ons dit. Met dankbaarheid in ons harte, omdat ons weet, u verhoor ons gebede. Amen. Geliefdes, ek het nou die dag op YouTube gekyk na America's Got Talent. Daar's ook 'n Britse weergawe van Britain Got Talent, 'n produksie van Simon Cowell, wat nogal baie gewild en populêr is. En ek het tot die indruk gekom dat verskillende goed, verskillende mense beïndruk. Beïndruk is dalk 'n woord wat ons kinders vandag nie meer regtig gebruik nie, en as ek vir hulle sê dat dit indrukwekkend is, en dis waarom dit jou beïndruk, gaan hulle dalk nog steeds nie weet wat dit beteken nie. Om beïndruk te wees met iets, sou julle sê, is om impressed te wees daarmee. Dis om te dink dat dit goed is, dat dit wonderlik is vir jou. En ons weet, smaak verskil. Nie almal van ons hou van dieselfde goed nie, en daarom is ons nie beïndruk met dieselfde goed nie. Ek het agtergekom dat die Amerikaners en die Britte daarvan hou as mense kan skreeu wanneer hulle sing.
Veral as hulle so dramaties saggies begin en dan geleidelik 'n bietjie meer spoed optel en ritme bykry en dan wanneer hulle daai hoë note kry, dan moet hulle so uitgil dat hierdie are hier in die nek sommer so bult. En hoe harder hulle kan skreeu, hoe meer opgewonde raak die skare en hulle staan op en hulle gee 'n staande applous en hulle klap die hande want dis nou vir hulle indrukwekkend. Maar so geskreeuery is nou nie vir my indrukwekkend nie, inteendeel, is eintlik nie mooi nie. As iemand regtig mooi, suiwer, hoë note kan vat en kan sing, klink dit vir my baie beter as wanneer hulle so skreeu. En dit het my laat wonder, as verskillende goed dan nou verskillende mense beïndruk, dan is daar mos tog sekere goed wat Jesus beïndruk het. Goed waarvan hy gehou het. Partykeer sê ons iets laat 'n blywende indruk op ons. Met ander woorde, dis iets wat jy altyd onthou, omdat dit vir jou goed is. En toe het ek 'n bietjie gaan nadink oor die verhale in die Bybel, en ek wil vandag so 'n paar van hulle lees, net om vir u te demonstreer wat die goed is, die dinge is, wat vir Jesus indrukwekkend is, wat hom beïndruk. Die eerste verhaal kom uit Matteus hoofstuk 8, die genesing van die offisier se slaaf. Ons gaan so 'n paar gedeeltes lees vanoggend, en ek wil graag die gedeeltes vir u lees, want ek dink ons lees heeltemal te min Bybel, en is beter om uit die Bybel uit self te hoor, as om uit die mond van iemand anders te hoor. Matteus 8 vers 5. Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het 'n offisier by hom hulp kom vra en gesê, Here, my slaaf lê by my huis verlam en verduur baie pyn. Nou dit sê al klaar vir ons, hierdie is nie sommer enige offisier nie. Dis iemand wat omgee, selfs ook vir sy slawe. En dis 'n ongekende ding vir daardie tyd. Mense het nie regtig ge-worry oor hulle slawe nie. Hulle het nie omgegee as hulle slawe siek is of iets oorkom of doodgaan nie. Hulle het maar net weer 'n ander slaaf in sy plek gekry. Slawe was eintlik nie belangrik nie, dit was goeders. Dit was nie vir hulle persone en mense nie. Maar hierdie offisier kom na Jesus toe en hy soek hulp, want sy slaaf lê by sy huis siek en hy's boonop verlam en hy verduur baie pyn. Dan antwoord Jesus hom, ek sal hom kom gesond maak. Maar dan sê die offisier, Here, ek is nie werd dat jy onder my dak inkom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek is ook 'n mens wat onder gesag staan en ek het soldate onder my. Vir een sê ek, gaan daarheen en hy gaan. En vir 'n ander kom en hy kom. En vir my slaaf doen dit en hy doen dit. Dan lees ons nou hierdie woorde. Jesus was verwonder toe hy dit hoor. En hy sê vir die mense wat agter hom aangekom het, dit verseker ek julle, ek het nog by niemand in Israel so 'n groot geloof teëgekom nie. Iemand wat sê, jy hoef nie te kom na my huis toe nie, inteendeel, jy is nie werd om onder my dak in te kom nie, sê maar net my slaaf moet gesond word en ek glo, hy sal gesond word. En dan sê ek vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Maar mense vir wie die koninkryk bedoel is, wat eintlik veronderstel is om daar te wees, maar nie daar is nie, want hulle het nie die geloof nie, sal in die diepste duisternis daar buite gegooi word, waar hulle sal huil en op hulle tande sal kners. Jesus sê toe vir die offisier, gaan terug, en wat jy geglo het, sal gebeur. En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. Die volgende verhaal kom uit Markus hoofstuk 10. Jesus genees die blinde Bartimeus. Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, met ander woorde, seun van Timeus, langs die pad.
Toe hy hoor dat Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom, wat wil jy moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, en Rabboni beteken my leermeester, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien, en hy het op die pad agter Jesus aangegaan. En dan lees ons uit Lukas hoofstuk 5, vanaf vers 17, 'n verlamde man word gesond gemaak. Op een van die dae, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook fariseërs en leermeesters van die wet van Moses gesit, wat van oral af uit die dorpe van Galilea en Judea, en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan, en hulle probeer om die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweë die gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hulle hom met draagbaar en al deur 'n opening tussen die dakteëls afsak, tussen die mense in en vlak voor Jesus. Toe hulle geloof sien, sê hy, mens, jou sondes is jou vergewe. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het hulle begin afvra, wie is hy, dat hy so godslasterlik praat? Wie kan ander sondes vergewe as net God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle by julleself? Wat is makliker, om te sê jou sondes is vergewe of om te sê staan op en loop? Maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer dat die Seun van die mens volmag het op die aarde om sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Onmiddellik het hy voor hulle opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, en terwyl hy God prys, huis toe gegaan. Almal het verbaas gestaan en God geprys en vol eerbiedige vrees gesê, vandag het ons ongelooflike dinge gesien. En dan lees ons uit Lukas 8, die verhaal van die dogtertjie van Jairus en die vrou met bloedvloeiing. Toe Jesus van die oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want almal was om te wagte. Skielik kom daar 'n man aan, dit was Jairus, 'n raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knieë voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom, want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Op pad daarheen het die mense om Jesus saamgedrom. Onder hulle was 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Met ander woorde, so lank as wat Jairus se dogtertjie oud is. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom van agteraf, aan die soem van sy klere geraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe, wie het aan my geraak? Toe almal hom ken dat dit hulle is, sê Petrus, Here, die mense dring tog rondom U saam en druk teen U. Maar Jesus sê, iemand het my aangeraak, want ek het agtergekom dat daar krag van my uitgegaan het. Toe die vrou sien hy weet dit is sy, het sy van angs gebewe en voor hom neergeval. Daarvoor die mense vertel sy hom toe waarom sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. Toe sê hy, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die sinagoge se huis af om te sê, u dogter is al dood, moenie nog ons leermeester lastig val nie. Maar Jesus het dit gehoor en sê vir hom, moet jy nie ontstel nie. Glo net en sy sal gered word.
Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan nie, behalwe Petrus, Johannes en Jakobus en die kind se pa en ma. Die mense daar het almal gehuil en oor haar rou bedryf, maar Jesus sê moenie huil nie, want sy is nie dood nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy dood is. Maar Jesus het haar hand gevat en uitgeroep, dogtertjie, staan op. Haar lewe het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan. Toe gee Jesus opdrag dat hulle vir haar iets te ete moet gee. Haar ouers was stom van verbasing en Jesus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Jesus sien ons word beïndruk deur opregte geloof in hom. Hierdie offisier wat vir sy slaaf sê doen dit en hy doen dit, vir sy soldate sê kom en hulle kom en sê gaan en hulle gaan, hy sê vir Jesus, sê maar net die woorde en ek weet my slaaf sal gesond word. En Jesus sê so groot geloof het hy nog nie gesien nie. Die manne laat sak 'n verlamde man met 'n draagbaar deur die dak voor Jesus. Hulle doen dit omdat hulle glo dat Jesus hom sal gesond maak. En hy doen dit. Die blinde Bartimeus, wat aanhou roep, Here, ontferm U oor my. En dan raak die Here sy oë aan en onmiddellik kon hy sien. Hy het geglo Jesus kan hom help. En dan die vrou wat vir 12 jaar gestoei het met bloedvloeiing, kom raak net aan die kleed van Jesus, net aan die soem van sy kleed, en sy glo dat sy genees sal word, en dit gebeur onmiddellik. En dan is daar Jairus, die raadslid van die sinagoge, sy dogtertjie wat 12 jaar oud is, wat baie siek is, en terwyl hulle nog op pad is na sy huis toe, kry hulle die doodstyding. Jesus kom en hy is rustig en kalm en hy sê moenie worry nie, moenie bekommerd wees nie, moet julle nie ontstel nie, sy slaap net. Hulle lag hom uit, want hulle weet sy is dood. En dan gaan hy binne en hy sê vir haar dogtertjie staan op. Onmiddellik staan sy op en sy lewe. En hy sê vir haar ouers dat hulle vir haar iets te ete moet gee. Hoekom? Want as sy 'n spook sou wees, argument onthaalwe, spooke kan ons nou nie eet nie. Hulle is mos net gees, as daar nou so iets sou wees. Maar is om vir die mense te wys, sy lewe werklik. Elke keer sien ons dat Jesus beïndruk is met die mense se geloof. Maar was daar ander voorbeelde ook? Behalwe nou hierdie paar wat ek nou genoem het. Is daar ander voorbeelde waaraan u kan dink van gevalle waar Jesus beïndruk was met iets of iemand? Ja, inderdaad, 'n hele klomp. En ek gaan nou maar net 'n paar noem. Dink maar aan Johannes die Doper. Jesus was beïndruk met hom en hy het gesê, daar was nog nie voor Johannes die Doper 'n profeet groter as hy nie. En hy het na hom toe gegaan om deur hom gedoop te word, om daardeur te bevestig dat die werk wat Johannes die Doper doen van God afkom. Ongelukkig het Johannes die Doper toe in die tronk was begin twyfel en mense gestuur om vir Jesus te vra of hy regtig die Messias is. En daarom sê Jesus, op grond van hierdie twyfel, hy is die geringste in die koninkryk van God, op daai stadium. Ek hoop hy het later wel weer in Jesus begin glo. Daar was ook Saggeus. Hy was die hoof van die tollenaars. Tollenaars was mense wat tolgeld ingevorder het, eintlik belastinggaarders van daardie tyd. Die mense het nie baie van hulle gehou nie, want hulle het baie keer meer geld ingevorder as wat hulle veronderstel is, sodat hulle daardeur ook in hulle eie sakke 'n paar rand, as dit nou rand kan noem, te steek. Geld in hulle eie sakke te steek. So die mense, die tollenaars en die sondaars en die straatvrouens, almal op dieselfde vlak behandel en oor dieselfde kam geskeer. Hy was 'n kort mannetjie.
En hy wou so graag vir Jesus gesien het. En nou weet ons baie keer as 'n man kort is, dan voel hy minder waardig, want mans hou daarvan om langer te wees. En arme Saggeus kan nie by Jesus kom nie, want daar is so baie mense wat om hom saam drum, en hy wil net hê Jesus moet hom raak sien, en hy wil Jesus raak sien, maar hy kan nie, want hy is te kort, en dan gaan klim hy in 'n willevyeboom. En Jesus sien hom daar in die willevyeboom, en hy sê vir hom, kom klim af, want ek moet by jou huis tuis gaan. So graag wou hy Jesus sien, omdat hy hom geglo het, en Jesus sien dit raak, en Jesus is beïndruk daardeur, en wat sê Saggeus dan? Hy gaan al die geld wat hy onregmatig gevat het, gaan hy teruggee, en hy gaan nog meer van sy eie geld vat, en hy gaan dit vir armes gee, sy lewe verander, van 'n dief, na 'n mededeelsame gelowige. Nog iemand met wie Jesus beïndruk was een van die 10 melaatses wat hy gesond gemaak het, wat omgedraai het en teruggekom het en vir Jesus kom dankie sê het. En hy was boonop 'n Samaritaan, wat deur die Jode gehaat was in daardie tyd. Jesus was beïndruk met sy dankbaarheid. En dan was daar 'n Kanaanitiese, Samaritaanse vrou, wat met Jesus in gesprek was, en wat in hom wil glo, en wat hulp van hom verwag. En dan sê hy, maar hy het net eintlik gekom vir die Israeliete. En dan hou sy aan, en dan sê hy vir haar naderhand, maar die krummels wat van die tafel afval, jy sal nou maar met daai krummeltjies tevrede moet wees, die honde eet daai krummeltjies, en sy is daarmee tevrede. Want sy wil, al is dit net die minste, net 'n bietjie van Jesus kry. Jesus is ook daarmee beïndruk. En dan in Lukas 23 lees ons van die 2 misdadigers wat aan weerskante van hom gekruisig is. Een wat saam met die mense die spot met Jesus dryf, maar die ander een wat vra dat Jesus aan hom moet dink. En dan sê Jesus vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ook met sy geloof en sy berou was Jesus beïndruk. In Matteus 12 praat Jesus van die mense in Ninive in die tyd van Jona. Jona wat eers nie met hulle wou gaan praat het nie, wat die pad gevat het, maar deur God gedwing was om soontoe te gaan en uiteindelik tog maar gaan praat het. En dan preek hy eintlik maar die flouste preek wat daar ooit gepreek was, die kortste moontlike preek, bekeer julle, anders gaan julle gestraf word. En hulle kom tot bekering, die hele stad Ninive kom tot bekering. En Jesus was beïndruk daarmee, dat die hele stad met so 'n preekie tot bekering kon kom. Ons lees daarvan in Matteus 12. En dan was Jesus ook beïndruk met Johannes, een van sy disippels, die disipel wat homself noem die disipel vir wie Jesus lief was. Aan die kruis sê Jesus vir Johannes, seun, daar is u moeder, en vir sy moeder Maria, vrou, daar is u seun. Hy vertrou die versorging van sy moeder toe aan hierdie disipel, want hy het geweet, Johannes sal haar kan versorg. Johannes het dus ook vir Jesus beïndruk. In Matteus 18 raas die mense met die kindertjies omdat hulle na Jesus toe wil kom, en dan sê hy, laat staan die kindertjies, laat hulle na my toe kom, want die koninkryk is juis vir mense soos hulle, wat nederig en afhanklik is, soos kinders. En dan ook later, ons gaan nou daaroor praat, wanneer die disippels praat oor wie gaan aan sy linker en regterkant sit, dan sê hy, julle moet nie belangrik wil wees nie, julle moet soos kindertjies wees. Hy is ook beïndruk met Maria, terwyl hy aan huis is by Maria, Martha en Lazarus, is hy besig om die mense te leer, en Maria sit daar by sy voete en luister na wat hy sê. Martha daarenteen is besig om gasvry te wees, besig om vir almal styf te staan, soos ons sê, kos gereed te maak, vir hulle drinkgoed gereed te maak, om almal te bedien, om die huishouding te behartig. En dan kom Martha na Jesus toe en sê sy vir hom,
Kyk net hoe hard werk ek, en hier sit Maria niks doen nie. Laat sy my bietjie help. En dan sien ons, Jesus is beïndruk met Maria, omdat sy na hom geluister het. Omdat sy bereid was om by hom te leer. En dan is daar die berouvolle tollenaar in die gelykenis wat Jesus vertel het, van die fariseer en die tollenaar wat gaan bid het. En hy is beïndruk met die gebed in hierdie gelykenis van die tollenaar, wat net gesê het, Here, wees my sondaar genadig, wat met berou sy sonde bely het. Sondebelydenis met berou beïndruk vir Jesus. En dan is daar nog 2 gelykenisse. En die een is daar die gelykenis van die muntstukke wat uitgedeel word. En daar's 2 van hierdie slawe wat gaan woeker het met hierdie muntstukke en wat 'n wins gemaak het, een wat dit begrawe het. En dan is Jesus beïndruk met die 2 wat gewoeker het met dit wat in hulle toevertrou is. En daar is die gelykenis van die 10 meisies. 5 was verstandig en hulle het ekstra olie saamgeneem. En 5 onverstandig, hulle het nie ekstra olie gehad nie. Jesus was beïndruk met die verstandiges wat voorsiening gemaak het. En dan lees ons in Markus 14 van 'n vrou wat Jesus se hoof gesalf het met kosbare nardesolie. Die disippels is ontstel, hulle sê dit kon verkoop word en dan kon die geld vir die armes gegee word. En dan een van die evangelies interpreteer dit dat Judas die een is wat dit sê, want hy wil die geld in sy eie sak steek. Maar Jesus is beïndruk met haar en hy sê, sy is besig om my vir my begrafnis voor te berei. Hy is beïndruk met haar liefdesdaad. En dan lees ons ook in Lukas 7 van 'n vrou wat na Jesus toe kom. Dankbaar omdat haar sondes vergewe is. Sy was Jesus se voete met haar trane. Sy droog dit af met haar lang hare. 'n Baie intieme manier om dankie te sê en te sê, ek het U lief, Here. Die eienaar van die huis raas en sê, maar Here, weet U dan nie dat dit 'n slegte vrou is hierdie met 'n slegte reputasie nie? Maar Jesus is beïndruk met haar en sy laat staan haar. Vir haar is baie sondes vergewe en daarom bewys sy groot liefde en groot dankbaarheid. Dit het hom beïndruk. En dan moet 'n mens ook vra, maar wat is die teendeel daarvan? Daar is sekerlik ander voorbeelde ook, maar wat beïndruk Jesus nie? Waarvan hou hy nie? Wat het hy veroordeel? In Matteus 15, 22 en 23 veroordeel hy die huigelary van die skrifgeleerdes. Omdat hulle vals is. Hulle leer die mense om die wet van God te gehoorsaam, maar self gehoorsaam hulle dit nie. Self knyp hulle die kat in die donker, spreekwoordelik gesê. Hulle huigel, hulle is dus vals, want dis wat huigelary beteken, is om vals te wees, nie opreg en eerlik te wees nie. In Matteus 6 vra sy disippels om hulle te leer bid, en in daai gedeelte praat hy oor die skrifgeleerdes en die fariseërs wat op die straathoeke gaan staan en met groot woorde en baie herhalings van woorde probeer om mense te beïndruk. Jesus sê, dit beïndruk my nie. Gebede wat mense beïndruk nie vir God nie. En dan is daar ook 'n ryk jongman wat na Jesus toe kom en vra, wat moet hy doen om sy volgeling te wees? En dan sê Jesus, jy moet al jou besittings verkoop en die geld vir die armes gee en my volg. En dan sien ons hier die ryk jongman draai om en stap weg. Hy wou nie van sy besittings afstand doen nie. Dit het Jesus nie beïndruk nie. En dan sê hy, dit is moeilik vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Selfs so moeilik as om 'n kameel deur die oog van 'n naald te probeer kry. Want hulle besittings word mos hulle God. En dan in die gelykenis wat ons net nou van gepraat het, van die fariseer en die tollenaar, die berouvolle tollenaar,
Die Fariseer se gebed het hom nie beïndruk nie. Die Fariseer was hoogwaardig, hoogmoedig, arrogant, verwaand. Hy het gesê, dankie dat ek nie so sleg is soos hierdie tollenaar. En dan noem hy 'n lang lys van al sy goeie eienskappe en die goeie dinge wat hy doen. Jesus sê, dit beïndruk my nie. En dan is hy ook nie beïndruk met die hoogmoed van die disippels se moeder, wat gevra het vir die ereposisie, wanneer hy in sy koninkryk kom, aan sy linker en aan sy regterkant nie. Dan sy nederigheid. Dit beïndruk my, nederigheid, soos die nederigheid van 'n kind. Hoogmoed en verwaandheid, magsigtigheid, eersigtigheid, beïndruk nie vir Jesus nie. En dan in Johannes 8 en baie ander plekke sien ons ook sonde, beïndruk ook Jesus glad nie. Hulle bring 'n vrou onder andere na hom toe, wat op oorspel betrap is, en hulle sê die wet van Moses sê sy moet gestenig word, en dan sê Jesus vir hulle, nadat hy met sy vinger net eers in die sand geskryf het, een wat die eerste klip gooi, kan die een wees wat nie sonde het nie. En dan draai hulle almal een vir een om, en dan sê hy vir die vrou, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Sonde beïndruk nie vir Jesus nie. Wat is die boodskap vir ons? Vandag moet ons so 'n bietjie gaan nadink. Hoe beïndruk is Jesus met ons lewe en met ons geloof? As ons na al hierdie verhale gaan kyk, daarna gaan luister en gaan sien die dinge wat hom beïndruk het, is daar die dinge ook in ons lewe teenwoordig. Sal hy vir ons kan sê, soos vir daardie slawe wat gewoeker het met die muntstukke, mooi so, goeie en getroue diensknegt, kom in, kom deel in my vreugde. Nog iets waarmee Jesus nie beïndruk is nie, is mense wat skaam is om die evangelie te verkondig. Want hy sê, as hulle skaam om die evangelie te verkondig, gaan ek my ook vir hulle skaam met die oordeelsdag voor my Vader. Hoe beïndruk is Jesus met jou lewe, met jou geloof? Kan hy ook na jou kyk soos na daardie offisier en sê, so groot geloof sien 'n mens nie elke dag nie. Jou nederige, liefdevolle optrede, nederig soos 'n kind, afhanklik soos 'n kind, berouvol soos daardie tollenaar. Is dit eienskappe wat jy ook vertoon? Is dit eienskappe wat Jesus ook by jou raak sien, wat hom beïndruk, wat hom met trots na jou laat kyk, en wat jou daarvoor kan komplimenteer, en vir jou kan sê, kom in, kom deel in my vreugde. Ja, 'n nederige afhanklikheid en diep bewus van ons eie sondigheid, sal daar baie goed wees wat ons kan opnoem in ons eie lewe, waarin ons kan sê, ons besef, God is nie hiermee beïndruk nie. Kom ons bely dit met berou. Kom ons laat staan dit. Kom ons raak ontslae daarvan. Kom ons sterf dit af. Kom ons maak dit dood in ons lewens. Daar sal ook goed wees wat ons kan opnoem, wat in ons lewens wel teenwoordig is en waarmee ons glo Jesus beïndruk mee is. Kom ons versterk dit. Kom ons laat dit groei. Kom ons laat dit toeneem. Laat dit meer word. Sodat God altyd met ons beïndruk kan wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, saam met die berouvolle tollenaar met ons ook vandag vir U kom sê, Here, wees ons sondaars genadig.
Ons is partykeer ook maar klein gelowig, soos die disippels. Klein gelowigheid wat U nie beïndruk het nie. Wanneer hulle die storm op die see sien en sê, Here, gee U nie om dat ons vergaan nie. So is ons ook baie keer maar klein gelowig en dink ons dat dit wat ons vra in ons gebede tog nie regtig sal gebeur nie. Klein gelowig en gee ons so maklik moed op wanneer dinge moeilik raak. Gooi ons tou op. Dankie Here vir die voorbeelde in die Bybel van mense wat werklik in U geglo het met 'n opregte hart. Daardie offisier wat geglo het dat iemand net kan sê dat sy slaaf gesond moet word en dat dit sal gebeur. Here, gee vir ons ook so 'n geloof. Gee vir ons ook dankbaarheid en liefde vir U, dat ons soos daardie vrou wat U voete gewas het met haar trane en dit met haar hare afgedroog het, ook aan U sal wil liefde bewys. Ook aan U dankbaarheid sal wil bewys. Vir al ons sondes wat vergewe is en vir al die goedheid en guns wat ons uit U Vaderhand ontvang. Vader, help ons om 'n lewe te leef wat 'n blywende, goeie indruk by U kan laat. Here, ons kom bid vir ons gemeente, vir al die projekte waarmee ons besig is, vir al ons leiers, ons kerkraadslede, ons Bybelonderrigonderwysers, al ons amptenare, almal wat in diens staan van die kerk. Ons vra dat U almal sal gebruik en dat U ons sal seën met goedheid en guns, sodat ons U koninkryk hier in Falconreach kan help uitbrei. Vader, dan bid ek ook dat U met hulle sal wees wat buite die kerk staan, wat nie meer wil glo nie, wat dink dat dit nie belangrik is om kerk toe te gaan nie, dink dat hulle U nie in hulle lewe nodig het nie. Ek bid, Vader, dat daar ook in hulle lewens 'n nuwe begeerte sal ontstaan om U liefde en U te dien en U te glo en na U kerk toe te gaan. Vader, ek bid vir almal wat in hierdie vakansietye en lang naweketye op pad is, en iewers vakansie te hou, dat U hulle veilig sal bewaar. Ek bid ook vir almal wat siek is. Ons dink in besonder, Here, aan hulle wat in die hospitaal is, hulle wat ook tuis aansterk, hulle wat op kroniese medikasie moet wees, hulle wat kanker het. Ons bid, Vader, dat U liefde en genade genesend ook by hulle teenwoordig sal wees. Ons bid vir hulle wat swaar kry finansiëel in hierdie moeilike ekonomiese omstandighede. Wie se skuld net besig is om al hoe meer en al hoe groter te word. Ons bid dat daar ook vir hulle uitkoms en antwoorde sal wees. Ons bid vir hulle wat werkloos is, dat hulle ook werksgeleenthede sal kan kry. Ons bid vir hulle wat dakloos is, dat daar ook vir hulle iewers 'n tuiste sal kan kom. Dankie, Here, dat ons kan weet, U verhoor ons gebede en U luister na ons. En daarom bid ons dit alles in Jesus se naam, soos U ons geleer het. Amen. U het nou geleentheid om die Here te dien met U dankoffers.